Ons gaan die woord van die Here saam lees, 1 Johannes 5, en ons lees daar vanaf vers 1. Net so 5 vers wat ons gaan saam lees, en waaroor ons dan vanaand gaan pyns. 1 Johannes 5. Ek lees vir ons voor vanaf vers 1. Hy sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Ons lees net tot daar. En ek wil met u praat oor die onderwerp vanaand, 'n hart vol van gehoorsaamheid. Ons het juis ook nou gisteroggend by die Eisters oor die saak gepraat oor, wat is gehoorsaamheid? Kan ek en jy meer gehoorsaam word oor tyd? Kan ek en jy groei in gehoorsaamheid? Want as 'n mens na hierdie gedeelte kyk, dan sê die woord van die Here vir my, as jy lief het, sal jy gehoorsaam wees. Want my liefde vir God word sigbaar in hoe ek optree, in hoe ek leef, in hoe ernstig ek daarin is om te doen wat gedoen moet word. En omdat God ons in Christus kom nuut maak het, daarom doen ons wat ons doen. Daarom leef ons wat ons leef in dank en eerbied voor die Here, want hy het ons kom wederbaar. En dan word ons liefde vir hom sigbaar in ons gewilligheid, om sy woord ons deel te maak en in ons hart te bære. En daardie volgehoue absolute gehoorsaamheid aan net hom alleen is die bewys vir jou en my se geloofslewe. En daarom is dit vir ons belangrik om te let op hierdie eenvoudige onderwerp, maar so diep. En baie keer dink ek ons maak dit vir onsself baie gekompliseerd. Ons maak dit vir onsself baie meer tegnies as wat dit eintlik is. En ek wil graag hê dat ons so vir 'n oomblik sal pyns. Want enige iemand wat werklik waar die liefling van die hemel in sy hart ingenooi het en wat 'n begrip het vir wat in my lewe aan die gang is en wat gebeur het, wil hom in alles behaag. Nou sê hy in vers 3 van ons geleesde gedeelte, hy sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Dit is wat liefde vir God is. Liefde word nie net gesê nie, liefde word sigbaar in ons doen en late. Jy het nie nodig om vir iemand net te sê ek is lief, maar my doen en late sê dit nie. Ja, dit is 'n werklikheid in die lewe dat wanneer 'n mens na iemand kyk, dan sê die taal van sy liggaam meer as die taal van sy lippe. So ek kan nie presies nou wat die persentasie is nie, maar as jy nou praat van goeie kommunikasie, dan gaan hulle vir jou sê, goeie kommunikasie lyk soos volg, dat 'n groot deel en byna 70% van kommunikasie kom nie by jou mond uit nie. Dit is in jou gedaante, in jou doen en late. En net daar die 30% wat oorbly kom by jou lippe uit. Want hy kan vir jou sê, ek is lief vir jou. En dit maak nie sin nie. 'n kind kan so maklik woorde spreek. En 'n kind kan so maklik, en mense sien dit baie keer met die kinderliefde. Die jonges, dan wil ek baie keer 'n flou te kry. Op 'n stadium het ek iemand in die gemeente gehad en die jong seun en die jong meisie begin toe vir mekaar oogies maak en toe liefie hulle vir mekaar. En ek dacht toe, man, ek gaan nou sommer op hierdie bandwagon inklim en ek gaan ook van nou op gaan ek hom ook liefie. En toe word hy die eerste span se kaptein. En ek sê vir hulle, man, ek wil julle net gou wys, ons het 'n ou in die gemeente, hy is die eerste span se kaptein, sy naam is Liefie, julle. Maar ek dacht, daai ou kry 'n floute, hoe kan ek dit aan hom doen? Maar die boodskap het ingesink.
Want ek dink baie keer word hierdie woorde van ek is lief vir jou gesê om te manipuleer. Die woorde ek is lief vir jou word gebruik om te beïndruk, maar baie min van die kere word hierdie woorde regtig gebruik om te sê ek wil jou behaag. En dink gou mooi aan die huwelik, dan is die huwelik vir ons presies dit. In die huwelik kom ons op 'n plek dat 'n mens vir iemand lief is, jy verklaar jou liefde, jy maak daardie kommitment aan mekaar. En nou leef jy 'n leeftyd saam met daardie persoon en die ouer garde wat nog dit gedoen het tot die einde toe, die bittereinders, het dit so geleef dat dit sigbaar was. En een van die ou mense sit op 'n stadium in 'n gesprek en daar word gesê, maar waarom is dit so dat dinge anders is in ons dag as wat dit jare terug was? En hy sê toe, want in ons dag het ons dinge reggemaak as dit breek, nie vervang nie. Nou ons het nodig om in ons geestelike lewens ook baie mooi te beoordeel. Here, wat is dit wat ons moet regmaak in ons geestelike lewens? Want ons wil nie net sê ons is vir U lief nie, ons wil dit ook so leef. Liefde word sigbaar in die wyse hoe ek na jou luister. Liefde word sigbaar in my keuses wat ek uitvoer in my lewe. Liefde word sigbaar in my optrede teenoor my geliefdes, teenoor die vir wie ek my liefde verklaar het, en hoe ek optree sê, hierdie is die ware Jakob. Ja, liefde word sigbaar in jou en my verlange. As ek aan jou verbonde is in 'n verhouding en ek sê vir jou ek hou nie daarvan om seevakansie te hou nie en jy's regtig vir my lief, dan gaan ons 'n ander plek vind om vakansie te hou en dan gaan ons begin om 'n plek te vind wat vir jou aanvaarbaar is en vir my aanvaarbaar is, want ons hele hart is ingestel op mekaar omdat ons lief is vir mekaar. En jy kan nie vir my sê jy het so iemand waarlik lief, maar jy het geen behoefte aan so iemand. Jy kan nie vir my sê jy het iemand lief nie, maar jy is afgestomp en afgesny van so 'n persoon nie. Nou in hierdie skrifgedeelte leer Johannes ons hoe lyk liefde vir die Here. Hy sê dit is liefde vir die Here en dit is 'n liefde wat prakties uitwerk in jou en my lewe. En dit werk uit in gehoorsaamheid. Dit beteken nie dat ons sondeloos volmaak is nie. Dit beteken nie dat ons nie foute maak nie. Dit beteken nie dat ons geen verkeerde keuses maak nie. Dit beteken nie ons kom nie op 'n plek dat ons nie antwoorde vir die lewe het nie, maar is wanneer ons by daardie plek kom en ons reaksie op daardie tekort van ons en hoe ons dit hanteer, wat ons liefde bewys aan die een wat eerste vir ons sy liefde bewys het. En dit beteken ook nie dat ek as kind van die Here nooit struikel nie. Inteendeel. Ons as mens kan nooit wens dat ons kan ophou struikel nie. Ons is in ons natuur struikelend. Maar hoe ek dit hanteer wanneer ek struikel, is die bewys van die liefde wat in my is. Maar wat Johannes nou by uitkom is dat ons ware liefde vir die Here nie onverskillig behoort te wees nie. Ons kan nie maar net sê ons is lief en ons gaan maar aan, want ons is mos 'n struikelende geslag, en ons is nou maar krom, en ons is nou maar verdraaid, en soos almal struikel ons ook, so ons gaan nou maar so aan. Nee, daar's 'n verantwoordelikheid. Ons kan nie onverskillig wees om te sê ek is lief, maar dit nie te leef nie. Ja, ek kan nie sê ek is lief, maar ek kan nie minder omgee oor wat my geliefde van die hemel behaag nie. Jy sien, want daar waar die hart is waar die skat is. En as my hart jou hart is, en as jou hart my hart is, dan sal ons dit ons skat maak. En as God se hart my hart is, dan sal dit vir my wees wat van waarde is. Dit sal veel meer werd wees as al die hout en hooi en stoppels. Dit sal die edelgesteentes wees. Dit sal die suiwer goud wees. Dit sal die loutering wees as sy hart my hart is. En as daar hierdie liefde in ons harte is. Daarom praat ons oor die hart van gehoorsaamheid. Dan is dit vir ons baie eenvoudig, dan sal dit sigbaar wees in ons harte. Want daar's 'n nuwe vuur in 'n hart wat lief is. Daar's 'n nuwe ywer, daar's 'n behaag, daar's 'n soeke, daar's 'n eerbied, daar's 'n respek, daar's 'n inagneming, daar's 'n versigtigheid in 'n hart wat ingestel is vir die een vir wie hy lief is.
So ek vra nie vandag net eenvoudig, sê jy of jy lief is vir die Here nie. Maar die groter saak is dit. Word my liefde vir hom sigbaar in my doen en late. En Johannes is 'n pastorale brief. Dit beteken dis vir kinders van die Here geskryf, mense soos ek en jy, wat feilbaar is, wat leerbaar is, wat gewillig is om ons fout voor God te erken. En baie maal is ons so krie wanneer ons by dit kom, ons wil dit baie tegnies en onder mekaar doen, maar ons moet dit voor die Here doen. En dan is die Here die een wat ons restoreer, wat ons opbou, wat ons versterk, wat ons ondersteun in daardie liefde. So oor en oor kom Johannes en dan kom wys hy nou in hierdie boek van hom hoe dat hierdie liefde lyk. Hy sê ware geloof moet in Jesus wees om liefde te kan beleef. Waarom sou dit wees, vriende? Want die tegnies is daarvan is dat daar kan nie liefde in my binneste vir God wees as God dit nie al kom plaas het nie. Hy kom stort sy liefde in my hart uit en dan kan ek daardie koesterende liefde vir hom hê om hom te behaag met alles wat ek is. En die liefde is dan ook so dat dit uitwerk onder mekaar. Dit word 'n liefde vir medekinders van die Here. En Johannes kom leer dit in hierdie boek, dat hierdie liefde behoort nie oor mekaar uitgeleef te word. Ja, dit beteken, soms moet ons skouers skuur en soms moet ons mekaar uitsorteer, maar dit is gedoen in liefde, omdat die liefde van God ons dring daartoe. Dit is 'n lewe van gehoorsaamheid aan die Here. En hierdie 3 dinge word oor en oor deur hierdie boek aangeraak. En dalk was daar mense wat geloof gepraat het, wat liefde gepraat het. En daarom dat hy met hulle moes deel oor hierdie ding om dit prakties te laat uitwerk in die lewe. Hulle het gesukkel om dit te doen daar waar die tye die tee tref. Want het is lekker om vir mekaar te sê, man, ek je t'aime jou. Maar hoe leef ek dit? En nou kom wys Johannes hoe lyk ware liefde onder jong kinders van die Here, wat so maklik hulle kan self vind in 'n geestelike geloofsgemeenskap, en baie vanaand kan ons van mekaar sê, net soos wat dit al baie maal gebeur het, nee, byt net vir 'n tydjie vas, die liefde sal eendag rustig geraak. En ons doen dit baie keer. As daar jong getroudes is, dan sê ons, nee, wat byt dit vas, daai verliefdheid gaan stil raak. En hoe verskriklik is dit dat ons dit vir jong getroudes moet sê, en weet julle, ons doen dit binne in die kerk vandag, vir jong kinders van die Here, en sê, nee, wees net rustig, daai liefde wat jy nou het, daai eerste liefde, gaan een van die daar rustig raak. Ek praat nie van ander plekke nie, ek praat van die kerk. En as jy sê jy het hom waarlik lief, maar jou lewe wys dit nie, dan moet ek en jy ondersoek instel, en sê, Here, kom wys vir ons. As ons sê ons het hom lief, maar ons onderhou nie dit wat hy van ons verwag nie, ons hou nie by sy belange nie, ons hou nie by dit wat hy vir ons daar gestel het nie, dan kan dit mos nie ware liefde wees nie. Want minder gehoorsaam bestaan mos nie. Kan 'n mens minder gehoorsaam wees? Kan 'n kind van God wat sê ek is lief vir God, minder gehoorsaam wees? Is dit moontlik? Hier is nou daai deel wat jy dit so maak of so maak. Dit mos nie moontlik nie. Want minder gehoorsaam is mos ongehoorsaam, né? So kyk wat sê 1 Johannes 5 vers 3. Vers 1, skus tog. En daarom moet ons so let op wat hierdie woord vir ons sê. Hy sê, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En dis die heel eerste ding waarby ons moet stil staan vir 'n oomblik, want wat Johannes hier kom doen is hy kom leer 'n baie belangrike deel van wat die liefde behoort te wees. Hy sê, want die liefde begin op net een plek, en dit is by geboorte in hom. Daar die nuwe lewe wat hy kom gee. En daar die nuwe lewe wat van hom afkom, bring 'n mens terug na hom toe. Dis soos 'n klein babietjie wat deur 'n mamma gekoester en gevoed en skoongemaak en gebring word in die lewe, en daardie kindjie leef vir so 'n mamma wat haarself vir hom gegee het. Johannes fokus nie eerste maar net op die liefde nie, maar hy sê dat as daar liefde moet wees, dan moet dit wees nie op menslike inspanning nie. Dit moet wees deur nuwe geboorte.
Die liefde wat hy hiervan praat, kan nie maar net gekweek word uit 'n kultuur uit nie. Hierdie liefde kom uit een bron uit en dit is daardie lewe wat God vir ons kom gee. Waar 'n mens daardie liefde vind uit genade tot genade, deur genade. Dit gebeur nie as ek besluit om 'n beter lewe te leef. Ek gaan nou besluit om op te hou drink of op te hou vloek of op te hou dit of op te hou dat nie. Dit gebeur wanneer die bron van my lewe, die bron van my besluite verander is. En wanneer dit gebeur, dan is hier die nuwe lewe in my. En hierdie nuwe lewe bring 'n nuwe vuur. Bring 'n totale verandering, 'n wilsverandering, en daardie wilsverandering bring my by die plek dat ek nie anders kan nie. Ek moet lief hê. En dit gaan nie oor die onderhouding van 'n klomp reëls, 'n stel wette nie. Ek moet so lyk en ek moet so sit en ek moet so praat, dan's ek lief nie. Dit gaan nie oor wat ek aan het en hoe ek die stel reëls van menswees of kerkwees onderhou nie. Maar dit gaan oor daardie bron waarvandaan ek lewe. Ja, want ons as mens is 'n verlore geslag. En ons is doemwaardig en ons verdien die dood. Tog kom die Here en hy kom gee vir ons hierdie wonderlike voorreg dat ons by 'n punt kan kom in ons lewe dat ons nuut gemaak kan word. En die bron waaruit ek lewe verander kan word. En as hierdie bron nie verander word nie, kan ek nie versoen wees met God nie. En kan ek nie 'n lewe leef van liefde vir God nie. So Johannes bring geloof en die werk wat God in 'n mens kom doen om in hierdie verhouding met hom te kan staan by mekaar uit. Want hulle is onlosmaaklik vir mekaar. Dit kan nie daar sonder nie. Jy kan nie maar net geloof hê as God dit nie kom werk het nie. Jy kan nie liefde hê as God dit nie kom werk het nie. En hierdie geloof in liefde is soos twee karperde wat langs mekaar op die pad loop. En as my lewe so totaal nuut gemaak is, dan weet ek is uit God gebore. En die vrug daarvan, wat sê die vrug van die Gees? Is liefde. En al die ander dinge vloei uit hierdie liefde uit. Want as hierdie liefde nie is nie, is die vrug van die Gees afwesig. En al die ander dinge van die vrug van die Gees vloei uit hierdie liefde wat God in ons harte kom uitstort. Ja, want dan wil ek nie meer leef volgens die ou mens se natuur nie. Dan wil ek nie meer leef volgens die ou mens se kultuur nie. Dan wil ek meer leef met die ou mens se belange nie. Nee, ek wil 'n nuwe lewe leef. Ek wil los van sonde wees. Ek wil wel behaaglik wees voor die koning, voor die een wat die bron is van my lewe. Ek het 'n nuwe uitkyk op die lewe. Ek het 'n nuwe rigting wat ek inslaan in die lewe. Ek het 'n nuwe prioriteit in die lewe. Ek het 'n nuwe belang in die lewe. Ek het 'n nuwe meetsnoer in die lewe. Ek het 'n nuwe verlange. En hierdie een verlange wat ek het, is om die liefling van die hemel te behaag met alles wat ek het. Om uit God gebore te wees vanuit die Griekse taal, praat nie net van 'n vinnige besluit of 'n omdraai maar net nie. Dit praat van 'n totale nuwe ingesteldheid. En dit word sigbaar. En daarom moet ons by die plek kom dat ons dit verstaan. Liefde word nie gekweek in mooi woordjies nie. Liefde word gekweek uit 'n nuwe bron. Nuwe lewe. En dit is die saak. Want daarsonder kan daar nie gehoorsaamheid wees nie. En baie maal verwag ons gehoorsaamheid. En hoor mooi wat ek kan sê. Weet jy wat gebeur baie maal? Ons kry iemand dan kom in die kerk in. En dan het hulle nou dalk 'n gebedjie gebid. En dan verwag ons hulle moet nou gehoorsaam leef. Hulle moet nou heilig leef, hulle moet nou reg leef, hulle moet nou rein leef. Hulle mag geen foute maak nie. As jy in die kerk 'n fout maak, dan roer ons vir jou. Ons verwag dinge van mense wat tog nie by die eerste beginsel uitgekom het nie. Want as hulle nog nie waar by die nuwe lewe uitgekom het nie, as hulle nog nie by die nuwe bron uitgekom het nie, as hulle nog nie by dit uitgekom het hoe God hulle totaal nuut kom maak het nie, kan hulle nie gehoorsaam wees nie, want die liefde van God is nog nie in hulle uitgestort nie. Ja, hulle kan lief wees vir die dominee, hulle kan lief wees vir die kerkraad, hulle kan lief wees vir iemand in die kerk, hulle kan lief wees vir familie, hulle kan lief wees vir baie dinge, hulle kan selfs lief wees vir 'n erediens, hulle kan lief wees vir die musiek, hulle kan lief wees vir baie stories, want het voel so lekker om daar te sit. En ons vanmôre so luister na wat Herkiel vir ons vertel, en ons luister na van hierdie gelowe, kom die gedagte by my op, en ek dink aan dit wat ek vanaand met kom deel, dat hoeveel van dit wat in daardie gelowe vanoggend vir ons voorgehou was, is vandag binne in die kerk. Daarom wil die kerk prosperity verkondig eerder as die liefde vir God.
Daarom wil die kerk besig raak met baie alternatiewes en baie dingetjies, eerder as daar die hart hê van 'n nuwe bron en 'n nuwe lewe en 'n nuwe vuur. En dan is dit mos nie gehoorsaamheid nie. Dan is dit mos manipulasie. Want wanneer ek by hierdie punt kom, dat hy 'n nuwe bron vir my is, dan is dit nie meer 'n fontein met brakwater nie. Baie maal is ons tevrede met die brakwater. Baie maal is ons tevrede met die ou fontein. Baie maal is ons tevrede met die ou manier en ons gaan maar so aan. In plaas van te sê, Here, ons wil graag so leef vanuit 'n nuwe bron van lewe uit. En uit hierdie bron, uit hierdie fontein, kan niks anders vloei as die liefde van God nie. Uit hierdie bron van hierdie fontein van lewende water, kan niks anders vloei as dit wat hom aan die kruis vasgenaal het vir jou en vir my nie. Dis onmoontlik, dit kan nie anders nie. En daarom moet ons sê, Here, help ons om te verstaan dat die bronne wat ek nog steeds in my lewe aan vashou, is baie maal bronne van die ou mens. Johannes 3 vers 3 sê, Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As jy die koninkryk van God nie sien nie, gaan jy vir God nooit sien. So as daar nie hierdie nuwe transformasie is, hierdie nuwe geboorte is, hierdie nuwe bron is nie, is dit onmoontlik om jou hart op die koning van die konings te verloor. En as dit nie gebeur het nie, kan jy doen wat jy wil. Jy kan nie gehoorsaam wees nie. Ja, jy kan bietjie meer Bybel lees as jy wil. En jy kan bietjie meer getuig as jy wil. En jy kan dalk bietjie meer bid as jy wil. En jy kan dalk bietjie meer kerk as jy wil. Maar dit maak jou nie gehoorsaam nie. En om uit God gebore te wees, bring 'n verandering in my totaliteit. En baie maal leef ons 'n lewe waar ons nog sulke stukkies van die ou lewe met ons saamsleep. Jy weet hoe dit werk, né? 'n Jong man en 'n jong meisie trou. Hy kom uit 'n kultuur uit in sy familie, sy kom uit 'n kultuur uit in haar familie, en voor hulle oë uitvee, dan kom hulle in hierdie konflik in die huwelik. Hy doen en sy doen. En om hierdie twee te kry om versoen te word met een kultuur, is so bitterlik moeilik. En al manier is as hulle twee een word met 'n nuwe bron en 'n nuwe lewe. En net so is dit in jou en my lewe, in ons geestelike lewe. Ons kom in hierdie verhoudinge met die Here. En weet jy vriende, baie mense leef vir 30 en 40 en 50 jaar, bietjie van my kultuur en bietjie van sy kultuur. En dis 'n resep vir chaos in my geestelike lewe. Efesiërs 2 vers 8 tot vers 10 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Sien jy die nuwe lewe? Maar nou sê hy baie mooi vir ons hier, jy gaan doen nie die mooi ding, jy gaan leef nie die liefde, sodat jy die nuwe bron kan vind nie. Die nuwe bron begin en daaruit kom die liefde. En as daar die liefde in jou uitgestort is, kan jy nie anders as om God te wil behaag nie. Maar dit is 'n probleem, julle. Baie van ons sit in ons geestelike lewens en dan sukkel ons met gehoorsaamheid. Ons sukkel om te let op die stem van die Here. Ons sukkel om te let op God se wil en God se plan vir ons lewens. En dan wil die Here vir ons kom wys hoe gevaarlik dit eintlik is. En ek haal vir ons aan 2 Korintiërs 5 vers 17, ook 'n vers wat vanoggend aangehaal is. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel, die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Wie in Christus is 'n nuwe skepsel. En nou wil ek vir 'n oomblik net by dit stil staan, want ek dink dis 'n groot kwessie vandag in ons as kinders van die Here se lewe. Julle weet, die tabernakel is 'n padkaart vir jou en my geestelike lewe. Ek het nou so 'n tydjie terug het ek dit met die jong mense gedeel. Die tabernakel is vir ons daar gestel om ons fisies te laat pinpoint, waar staan ek in my geestelike lewe? Hoeveel van die nuwe bron van lewe leef ek en hoeveel van die ou bron van die lewe leef ek nog steeds? En hoor nou mooi wat gebeur. Ons weet die tabernakel het 'n omheining wat vir ons gemaak is. Daar's 'n ingang by die omheining, dan is daar 'n tent, daar's 'n ingang by die tent en dan het die tent twee dele. Die heiligdom en die allerheiligste.
En die heiligdom se ingang en die allerheiligste se ingang is twee afsonderlike ingange. In die Hebreëse taal is hierdie drie ingange van die buitekamp, die tent self en die allerheiligste se ingang, se naam in die Hebreëse taal is die weg, die waarheid en die lewe. En weet jy vriende, hoeveel kinders van die Here het die weg gevind tot saligheid, het die weg gevind tot die ewige lewe, het die weg gevind tot die koninkryk van God, maar die waarheid van soveel dinge in die geestelike lewe word gemis. En die lewe wat God vir ons in gedagte het, word deur so min regtig waar beleef. As kinders van die Here, sit baie kinders van die Here daar buitekant die tabernakel, daar waar die son hulle skroei, en is warm in die wildernis, en is swaar in die wildernis, en hier in hierdie wildernis vind hulle self, en hulle sukkel om by die lewe te kom van 'n nuwe skepsel, want hulle hoor net aan die kant hierdie heining, Jabula, die mense te lekker hier buitekant, en hulle hoor dit gaan goed daar in die wêreld, en dit klink so lekker. En hier binne in die kamp verlang hulle na die vleispotte van Egipte. Hier binne in die kamp, hoor hulle hoe tree die mense buitekant op, en baie maal kom die kultuur van buitekant af, binne in die kamp in. En hier in die kamp, word daar gelofprys en geloof en gedans en gesing en baie dinge. Hulle dan baie dingetjies daar binnekant om hulle self besig te hou, wat baie Christelik lyk. Want hulle het die weg gevind, so hulle doen dinge wat lyk na iemand wat die weg gevind het. Maar daar is twee groot probleme. En die eerste ene is die altaar, die brandofferaltaar. Wat vir baie kinders van die Here 'n groot uitdaging in hulle lewe is, want wat moet ek nog offer, of hoe naby kan ek aan sonde leef? Wat moet ek nog prys gee om gehoorsaam te kan wees? En solank as wat hierdie bron nog steeds hier naby is, kom die winde van verandering en hulle waai mense hare te mekaar. En die storms van die lewe kom en dit tref hierdie mense wat nog nie onder daardie tent van God se teenwoordigheid in is nie. En hier buite kan die tent binne in die kamp sê die kinders van die Here vir mekaar, nee, ons hoor die Here praat met ons, maar dis nie waar God se stem vandaan kom nie. Want hulle is so naby, maar so ver. Ja, hulle is op 'n plek in hulle geestelike lewe waar hulle asof deur vuur heen gered sou word. En dan kom jy by hierdie altaar, waar die Here van ons soveel dinge verwag om te kom offer. Ja, hy verwag van ons op die einde van die dag, om by 'n plek te kom dat ons onsself op die altaar voor hom kom neerlê. En is onmoontlik vir 'n kind van die Here om God gehoorsaam te wees, as hy homself nie op die altaar kom neerlê het nie. Onmoontlik. Dan is daar 'n tweede meublement, en die tweede meublement is die koperwaskom. Hierdie koperwaskom is 'n wonderlike belewenis. Dit is beskrywend van die woord van God. En hierdie koperwaskom het twee afdelings gehad. Hy het die boonste waskom gehad en een onder gehad. En as jy binne hom ingekyk het, was hy soos 'n spieël in die binnekant gewees. Want die oomblik as jy hom inkyk, dan kan jy in 'n spieël jou gesig sien. Maar het jy al ooit gekyk in 'n waterbak of in 'n rivier in? As jy so kyk, dan sien jy jou gesig, né? En die probleem van hierdie spieël waarin jy kyk, is hierdie selfde bak aan die bokant, dis die plek waar jy jou hande insteek om jou hande te was. En jy was jou voete by die onderste gedeelte om skoon te wees voor jy in die tent kan ingaan, daardie tent van gemeenskap met God. En die oomblik as jy jou hande daar insteek, dan trek jou gesig so snaaks. Jy het al gesien hoe maak jy water as jy jou gesig so kyk en jy het jou hande in die water gesteek. En die rippels kom so, dan lyk jy verskriklik. Nou vriende, as dit gebeur in jou lewe, dat jy indelf in die woord van die Here, en jy God begin toelaat om jouself in jou handel en in jou wandel vir jouself te kom wys, dan sien jy die gedrog wat jy geword het. En dit is die groot uitdaging. Nou kom baie kinders van die Here en hulle raak moedeloos, en dan gaan sit hulle met daar in die hoekie, elke spierwit ou pareltjie in sy eie hoekie. Dood tevrede om daar een kant te sit. Hoekom? Want meeste van die ander kinders van die Here sit ook maar elke in sy eie hoekie. Elkeen gaan maar op sy eie pad aan, want jong, hierdie twee meublemente staan in die pad, om die volheid te kan beleef. Hierdie twee meublemente staan in die pad van my om soos 'n nuwe skepsel te kan leef. En die storms kom en die son skroei my en die lewe is swaar, en vir meeste kinders van die Here is dit hulle belewenis van kind van God wees. Hoe hartseer is dit nie?
En hulle kom nie by hierdie nuwe skepingslewe uit nie. Hulle kom nie by hierdie nuwe bronlewe uit nie, want hulle kom nie uit by die volheid van wat God in gedagte het nie. En dan kom jy by hierdie plek waar Paulus gesê het, hy is hom van geen ding bewus nie. Paulus kom en hy delf in die woord, en die Here kom leer hom en hy kom verander hom, en soos hy die woord lees, so kom reinig God hom en hy is met hom besig, en nou in hierdie weg waarin hy besig is, kom die Here en hy trek hom al nader aan hom, en dan leer hy hom 'n ding in die woord uit, dan gaan Paulus terug na die altaar toe, en dan gaan offer het voor die Here, dan leer hy weer uit die woord uit, dan wys God vir hom, hoe lyk hierdie gedrog, en dan vat hy terug na die altaar toe, en offer het voor die Here, en op die einde van die dag, die heel laaste offer wat daar gebring word, is daar die offer wanneer ek myself op die altaar kom neerlê, al my trots, al my eie waan, al my wil, al my drome, al my belange, al my prioriteite, en ek kom lê dit voor God op die altaar neer. Nou vir meeste kinders van die Here is hierdie altaar die swaarste plek, want wat moet ek nog prys gee? Maar vriende, daar kom 'n dag in jou lewe waar dit die grootste voorreg is. En as jy op die plek kan kom soos Paulus, wat hy hom van geen ding bewus is, wat tussen hom en God meer staan, dan vir die eerste keer is hy gereed gewees om in te gaan in hierdie tent. Nou in die Ou Testament was dit net die hoëpriester wat by die tent ingegaan het. En dan moes hy baie versigtig ingaan, as 'n tou om sy voet vasgemaak, want as hy daar ingaan op 'n onwaardige wyse, dan sleep hulle hom mors dood uit. En nou is ons as kinders van die Here baie maal bang vir dit. Terwyl die woord van die Here vir ons sê, ons moet vrymoedigheid neem om toe te nader. Maar ons kan nie roekeloos toenader nie. Ons kan nie net toenader soos wat ons wil op ons terme nie. Nee, ons moet dit doen vanuit hierdie hart in afwagting op die Here. En as jy dan ingaan by hierdie gordyn, hierdie tweede gordyn, hierdie tweede ingang by die tabernakel, dan vind jy hierdie posisie, en dit is die plek waar die teenwoordigheid van God kom vertoef het. Onthou, hierdie Godheid het hierdie tent laat oprig, en dan het hy die wolkkolom bo op hierdie tent laat kom rus. En hierdie tent was die plek waar sy teenwoordigheid was. Daar in die allerheiligste, dit is die plek waar hulle die stem van God kon verneem. Dit is waar hulle kon gemeenskap met God kon geniet. En dan kom hulle by daar die plekkie waar hulle vir die eerste keer kom naby aan God se teenwoordigheid. En hier is hy ontnigtering. Ek wil amper gevra het, wat dink julle is die ontnigtering? Want kan jy jouself indink, daar is 'n ontnigtering wanneer jy naby aan God kom? Die ontnigtering, dis pik, donker, nag, as jy by daai tent ingegaan het. Daar's nie 'n ligskakelaar wat jy kan aansit nie, want daar's nie 'n quick fix vir die duisternis wat in jou is nie. En nou kom jy daar en jy kom agter, maar ek kan niks sien nie. Hoekom? Want ons kan God nie verstaan nie. Ons kan God nie in 'n boksie sit en sê, "Wow, dis wie hy is nie." Maar hier in hierdie heiligdom is daar meublemente. En die eerste ene is die goue kandelaar. En hierdie goue kandelaar is 'n wonderlike belewenis. Want wat leer ons in die woord van die Here? Die goue kandelaar is verteenwoordigend van die Heilige Gees. Wat doen hy? Hy brand die heeltyd. Daardie goue kandelaar het nooit opgehou brand nie. En dis die goue kandelaar wat aan die binnekant van hierdie tent, alles aan die binnekant kom wys wat goud is. En God het hierdie plek laat oortrek met goud aan die binnekant, so dat iemand wat aan die binnekant kom, wat deur die Gees van God verlig word, wat hierdie nuwe bron van lewe gevind het en naby aan God gekom het, homself kom offer het, nou kom hy daar binnekant, en die Gees van God verlig, en hy sien die heerlikheid van God se teenwoordigheid. En daar vir die eerste keer kom 'n volk voor die Here, wat nog nooit honger versadiging gekry het nie, en aan die regterkant van hierdie vertrek is daar die tafel met die toonbrode. En vir die eerste keer ooit word hulle vervul, versadig, verkoop. Buitekant sit hongerkinders van die Here. En doodtevrede, want almal is honger. Binnekant vir die eerste keer ooit word jy so versadig deur hom, die brood van die lewe. En jy word so verkrook en jy word so begenadig om daar te kan wees, dat dit vir jou die belewenis van 'n leeftyd word. En jy besef, daar's nog soveel meer wat hy vir my in gedagte het, maar dit kan alleen op hierdie plek gebeur, wanneer hy my versadiging is. Nee, ek word nie meer versadig deur wat ek hoor buite in die tent nie. Ek word nie meer versadig of
honger deur die storms van die lewe nie. Nee, nou is ek afgesny van die geleide daar buitekant. Die tent is nou boor my. Ek is nou beskerm hier binnekant. Hier wil ek bly. Die disippels kom saam met die Here Jesus op die berg van verheerliking. En vir 'n oomblik is hulle afgesny van die wêreld. Hulle kan nie omgee wat gebeur daar buite nie. Wat sê hulle vir hom? Here, net hier wil ons bly. Kom ons slaan ons tente op, Here, ons wil net hier bly. Hierdie nuwe lewe gaan verder. En hierdie tabernakel is dan aan 'n volgende reukofferaltaar. Dis 'n plekkie van lofprysing en aanbidding om 'n lewe te vind wat wel aangename reukoffer voor God kan wees. Want jy kan alleen in die teenwoordigheid van God ingaan as jy daar die wel aangename reukoffer voor God kan wees. En nou kom daardie persoon daar binnekant is afgesny van die wêreld, hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe skepsel lewe gevind het, geweet, daar's nog meer wat God vir my in gedagte het, en nou kom hy kom by hierdie altaar, en hy sê reukoffer wat wel aangenaam is voor God, want reg voor hom wag die vertrek van intimiteit met die Allerhoogste God. Nou sê ons vir mekaar baie maal daar buitekant, dat ons die stem van die Here gehoor. Daar buitekant het ons gemeenskap met God gehad, jy lieg vir jouself. God is nie roekeloos. Ons is die hoere van die wêreld. Met mense wat nie naby aan God kom, gemeenskap te hê nie. En as jy daar gekom het en jy daar die reukofferaltaar is, dan nooi jy in die vertrek van intimiteit. En daar binnekant is die ark van die verbond. Dis soos die vertrek van intimiteit waar deur engele bewaar en beskerm word en toegemaak word, want dis heilige grond. En weet jy wat gebeur, wanneer die hoëpriester daar aankom, dan bring hy van die bloed wat hy aan buitekant geoffer het, en hy stryk dit bo op hierdie ark van die verbond op die deksel, en die stem van God het altyd onder daar die bloed uitgekom, want die stem van God en die bloed van die offer, loop altyd hand aan hand. God se stem word nie links en regs rondgeswaai nie. God se stem word geopenbaar uit intimiteit met God. En uit daar die vertrek van intimiteit, daar kom 'n versadiging en verkoeking, daar kom hierdie plek, waar 'n mens verlief raak op die koning van die heelal, op die troon van die hemel, op die liefling van die heelal, daar die een wat homself vir ons kon gee toe ons nog sondaars was, daar die een wat vir ons daar die belewenis kom openbaar het, om vir ons te wys, daar's 'n beter lewe, daar's 'n nuwe bron, daar's nuwe oorwinning, en nou kom ek op daardie plek, waar ek hierdie versadiging vind, en ek kan nie omgee wat buitekant aangaan nie, ek kan nie omgee wat is hinderend daar buitekant nie, want ek is hier, en ek kyk die Allerhoogste in die aangesig. En weet jy wat gebeur in hierdie vertrek van intimiteit? Jy agtergekom daar waar intimiteit is, daar's gewoonlik vrug wat na vore kom, né? Daarom kom die Here. En ek wil jy sê, vriende, ons leef in 'n dag waarin ons vir mekaar sê, ons moet die vrug van die Gees leef. Die vrug van die Gees is nie 'n doel nie. Dis nie wat ek vandag probeer om liefde te leef, en môre sukkel ek nie. Dis nie dat ek vandag probeer om blymoedig te wees, en môre sukkel ek nie. Dis nie dat ek vandag probeer om lankmoedig te wees, en môre sukkel ek nie. Nee, as ek intiem was by God, as ek daar en daar die vertrek was met God, dan kom dit van nature na vore. Jy kan jouself nie keer nie, want die liefde van God vloei uit jou uit. Daar's 'n vrug wat moet kom, en as die vrug ontbreek, vriende, dan is dit omdat ons nog nie intiem was met God nie, en dis waarvan ons hier praat. Dis hierdie nuwe lewe, dis hierdie nuwe bron, en ons praat van dinge wat aan die allerheiligste hoort, asof dit ons maar net enigiets is. En ons maak dit goedkoop, wat heilige grond is. Wat is die tweede ding wat gebeur uit 'n vertrek van intimiteit? Niemand loop naak daaruit nie. Niemand wat in 'n vertrek van intimiteit is, sal uitstap en sê, "Right, kom ons gaan spaar toe, ons gaan brood en melk haal nie." Nee, jy word geklee. En jy kom daar uitgestap, omdat jy in gemeenskap met mekaar is, hand aan hand. En nou vind ek mense in die woord van die Here wat dit gesmaak het. En dan kan hulle sê, hy is God Immanuel, want hy is met my. Dan kan hulle sê, ek loop 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur,
Want hulle was uit daardie vertrek uit waar hulle gekom het. En hulle het hierdie nuwe lewe begin ervaar. Hulle het hierdie nuwe bron begin ervaar. En die liefde van God het hulle gedring. En hulle kan hulle self nie keer nie. Want hy is hand aan hand. As hy saam met my. En hy kan nooit uit sy hand uit weggeruk word nie. Want ek loop in gemeenskap met my geliefde. En dan sal ek nie meer omgee oor die storms nie. En dan sal ek nie meer omgee oor die dinge wat in die wêreld aangaan nie. Want ek is uitverkoop. En as ek hier gekom het, vriende, dan gebeur daar hierdie wonderlike ding. Dieselfde altaar wat ek mee gesukkel het om verby te kom, word die grootste seën wat ek ooit kan geniet. Waar het altyd vir my 'n las was, Here, wat moet ek nog prys gee? Wat moet ek nog opoffer? Wat moet ek nog kom neerlê voor U, Here? Dis so vernederend. Nee, dis nie vernederend nie. Dis die grootste voorreg. Here, wat kan ek nog gee? Is daar nog iets wat tussen my en U staan? Gee dit. Lê dit neer. Ek wil in daardie vertrek wees. Ek wil wees waar ek met God intiem kan wees. Want ek verstaan die waarde daarvan. Daarom. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge van buitekant die tent het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword en ek het ingegaan met een enkele doel voor oog. En is gemeenskap met God. En as ek daar gekom het, dan sal ek enigiets pas gee om dit te kan beleef. Jy gaan nooit op 'n perskeboom appels kry nie. Jy kan nie eens op 'n perskeboom perskes vat en op hom vasplak, op die takke vasmaak met sellotape nie. Jy gaan van ver af dink, dit lyk baie mooi, maar as jy naby kom en sien jy, dis 'n namaaksel. En dan vra ek myself die vraag af, is dit nie hoekom ons in die Christendom so sukkel baie maal nie? Want vir ons is die vrug van die Gees 'n namaaksel. Dit word vasgemaak met sellotape. En trap op my toon, dan sien jy of dit die ware Jakob is of nie. En dit moet verander. Net so kan ons baie godsdienstige woorde spreek. Ek is lief vir U, Here. Met liefde in my hart en met baie respek gesê, ek is tem, U Here. Ons kan dit so mooi vergeestelik. Maar die binnekant, is ons nog so naby aan die wêreld. Ons kan so godsdienstig optree, maar sonder die nuwe lewe. En weet jy wie vind dit gewoonlik die hardste? Dis iemand gewoonlik langs jou sit, of iemand langs jou in die bed lê en slaap. So, die tweede ding wat ek graag vir julle uitwys, is dit word sigbaar in hoe ek met die woord van God omgaan. Vers 3 sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. Wat is die gebooie van die Here? Dis die woorde van Jesus. Nou ek het nou net vir jou verduidelik hoe die tabernakel werk. Die plek waar die woord van God vandaan kom, is nie van die kansel af nie. Die plek waar die woord van God vandaan kom, is die vertrek van intimiteit af. En nou vertel ons vir mekaar, dat ons het die woord van God gehoor, maar ons het nog nie daders van sy woord geword nie. En ons sê vir onsself, ons was intiem met God gewees. Dis godslasterlik. Dat ek God se woord gehoor het, die seun van God se woord, dis wat dit is hierdie, sy woord. En ek hoor hoe God met my praat. Ek sit vanmôre in hierdie kerk en ek hoor hoe God met my praat. En ek dink vir myself, wat in die lewe? En keer op keer stap ons in en stap ons uit. Onaangeraak. En vriende, as jy waarlik op die plek is, dat jy kan sê jy is lief vir hom, dan sal dit sigbaar wees in hoe ek en jy met die woord van God omgaan. Beteken nie, jy is nie sondeloos nie. Beteken nie, jy het nie foute nie, maar wanneer God vir jou die fout kom wys, wat doen ek met dit? Psalm 18 leer dit vir ons. Psalm 119 leer dit vir ons. Timoteus leer dit vir ons. Hy sê die woord van God is nuttig tot lering, tot regwysing, tot onderwysing, tot vermaning. Dis 'n belewenis, want die woord van God is al wat ek nodig het. Dis al genoegsaam. Daar's niks meer nodig vir die kind van God as die woord van God nie. En dit word sigbaar hoe lief ek vir die Here is en wat ek doen met God se woord. En hoe ek toelaat dat die woord van God sy vinger op sonde vir my kom wys.
En hoe ek toelaat dat die Gees van God met my kom praat uit sy woord uit. En hoe ek die woord van God nuttig vind. Hoe leerbaar is ek? Want hoe minder leerbaar ek is, hoe minder lief is ek. Hoe minder daar in my lewe weer lê kan word, hoe minder lief is ek. Hoe minder tereggewys ek kan word, of teregwysbaar ek is in my lewe, wanneer God die woord vir my kom gee, hoe minder lief is ek. Hoe minder onderwysbaar ek is, hoe minder lief is ek. Wanneer God my kom leer wie hy is, uit sy woord. Wanneer hy my wil kom wys, die dieptes van wat God vir my in gedagte het, en ek nie daar uitkom nie. Wanneer hy vir my kom teregwys, en ek myself nie kom buig en sê, Here, ek besef. Ja, ons het so hardnekkig geword, ons besef baie keer nie eers nie. Johannes gee 'n toets, waaraan liefde herken word. En dit gaan alles oor jou en my gesindheid, teenoor die woord van God. Hier sit ons vanaand, vriende, ja, dit is lang naweek, en ons is deel van 'n gemeente, en dan wonder ek vir myself, hoe skrikwekkend is dit nie? Want waar is die liefde vir God se woord wat daar moet wees? Want as dit regtig daar was, het ons nie sitplek gehad nie. Om God lief te hê beteken nie dat ek elke gebod meganies onderhou sonder die hart daarvoor nie. Dit beteken dat ons God se wil waardeer omdat hy deur sy woord vir my openbaar. En elkeen wat God waarlik liefhet, vra nie aanhoudend, Here, hoe kan ons hier heel buig nie? Nee, hy sê, Here, wat wil U my leer? Hoe kan ek U meer behaag? Hoe kan ek U meer eer? Hoe kan ek meer vir U leef? Hierdie woordjie bewaar praat van om te bewaar, om te onderhou, om sorgvuldig te handhaaf, asof my lewe daarvan afhang. So, vriende, as ek en jy hierdie woord moet toepas en opvat en hom diep in ons harte kom insteek, asof my lewe daarvan afhang. Sal ons op enige ander plek wees as herlewing? En dit is waar gehoorsaamheid inkom. So ek en jy sê ons is gehoorsaam aan die Here, maar hoe gehoorsaam is ons aan die woord van die Here? Hoe gehoorsaam is ons wanneer God vir ons kom sê, soos ons vanmôre mooi gehoor het, julle leef nie meer ter wille van julleself nie. Julle leef ter wille van my. Hoe gehoorsaam is ons wanneer God vir ons kom sê en kom leer, dat ons sy woord diep in ons hart moet bære, dat ons teen God nooit sal sondig nie. Hoe gehoorsaam is ons as God ons kom leer uit sy woord, soos 'n Samuel van ouds, om ingestel te wees op die stem van die Here. Samuel, Samuel. En hy raak verboureerd. Wie is dit? Wow. Dan ons sien dit nie, vriende. Soos 'n Paulus, wat 'n dader van die woord was. Wat 'n doener was, omdat sy ingesteldheid was, Here, my alles. Hierdie woordjie wat gebruik word, dat ons die gebooie van God moet bewaar, sê dit is die opdragte van die Here. Dit is die bevele van die Here, dit is die voorskrifte van die Here, dit is die hart van God, wat hy met ons kom deel. En God kom deel sy hart, dag vir dag met ons, week op week met ons, diens op diens met ons, stilte op stilte met ons, en baie maal doen ons net emotions. Ja, Here, ek is vir U lief. Is jy seker? Ja, Here, ek het U lief. Laat my skape wy. Ja, Here, ek het U lief. Soos 'n vriend. En ons probeer om die liefde vir die Here, soos 'n Petrus, goedkoop te maak. En dan kom die Here. En hy kom besoek 'n mens met hierdie woorde, het jy my waarlik lief. En Petrus vind homself binne die tabernakel, in sy hart. En hy sê, Here, U weet. In Johannes 3 vers 23,
sê die woorde en dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seun Jesus Christus moet glo en mekaar moet lief hê. Want gehoorsaamheid sou dit doen. Gehoorsaamheid is om Jesus te vertrou, daardie lewe van daardie liefde te wandel, God toe te laat om sy woord diep in ons hart te kom insteek, en daardie woord te begin leef in elke deel van ons lewens. En as ons dit doen, dan sal ons vir mekaar lief wees, sonder verwyte. As ons dit doen, sal ons vir mekaar kan vergewe, net soos wat ons vergewe is. En ek het so tydjie terug na 'n boodskap geluister wat my so getref het, van Dominee Anton, en toe hy 'n ding gedeel het, en gesê het, Jesus sit met die disippels in die boefretrek. En daar in die boefretrek deel hulle die nagmaal, en Jesus sit saam met Judas, en Petrus, en die ander klomp wat almal in hulle eie rigting gaan hardloop, en hy weet, dis wat kom. En voor hulle dit gedoen het, is hulle reeds vergewe. Want hier sit hy, sonder verwyte, en hy was hulle almal se voete, ja, Judas en ook. En 'n oomblik daarna deel hy in daardie nagmaal, en Judas steek sy vuile hand in dieselfde bak om brood te neem. En die Here Jesus sê vir hom, gaan doen wat jy moet gaan doen en doen dit vandag. Hy hanteer hom nie soveel anders as al die ander nie. Hy doen dit met hierdie oorgawe en hierdie liefde, want dis die liefde van God wat hom dring. En hy het die woord van God in sy hart geberg. Ja, daarom kon hy sê, net wat my Vader wil, dit wil ek doen. Die Here Jesus bind liefde en gehoorsaamheid direk aan mekaar vas. En nee, vriende, jy kan nie meer gehoorsaam wees as wat jy gister was nie. Maar jy kan. Want God is nie onregverdig nie. Hy gaan jou nooit verantwoordelik hou van dinge waarvan jy nog nie oortuig was nie. Maar as hy jou geoortuig het, nie gedoen het nie, is jy nie minder gehoorsaam nie, jy is ongehoorsaam. Johannes 14 vers 21 sê, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. Jy sien gehoorsaamheid en om 'n dader van die woord te wees, loop hand aan hand. Deuteronomium 10 vers 12 en 13 sê, Israel word geroep om die Here te vrees en in sy weë te wandel, om lief te hê en sy gebooie te bewaar. Hoe na in die hart dra ons die woord van God? Kan ons die woord van God koester? Het ons 'n verlange na die woord van God? Laat ons hom toe om ons te leer, om ons te onderrig. Is ons daders van die woord? Of volg ons maar eintlik net ons eie kop? En ons wil sê, je t'aime. Maar ons is ver van die merk waar God ons wil hê. O vriende, mag die Here ons regtig waar help. Want hy sê in hierdie gedeelte vir ons baie mooi, sy woord is nie swaar nie. Nou, dit beteken nie, dis nie uitdagend nie. Dit beteken nie, dit is maar net maanskyn en rose nie. Nee, dit gaan jou alles kos. Dit gaan niks minder as jou alles kos nie. Maar waarvan hy praat as hy sê die woord van die Here om dit te doen is nie swaar nie. Om hierdie juk op ons skouers te neem is nie swaar nie. Praat van ons hartsgesindheid. Waarom? Want as my vrou vir my sê ek hou nie van seekos nie, sal ek haar in die leeftyd nooit waag om na 'n seekosrestaurant te vat nie. En dit is nie vir my swaar nie. Al is ek hoe lief daarvoor. Maar as die koning van die konings vir ons sê hy hou nie van dit nie, of hy hou nie van dat nie, waarom wil ons dan bargain met die Here? Waarom wil ons dit dan anders hanteer as wat dit behoort te wees? Weet jy hoekom, vriende? Want ek en jy spel liefde anders as wat God dit spel. Hy spel liefde. K-R-I-I-S. En ek en jy spel dit met goedheid en guns, met genade en loof, met lekker en mooi, met seën en geduld. Alles, behalwe dit wat liefde waarlik is. So wat wil ek vir jou sê? Is dit swaar om hierdie juk van hom op ons skouers te neem?
As jy met jou vleeslike hart gaan dink, is dit die swaarste ding wat jy ooit kan doen. Maar as jou hart ingestel is, en hierdie nuwe bron jou deel is, en jy daarvoor leef, kan dit nie anders nie. Dit kan nooit 'n swaar juk wees nie. Ja, daar's 'n koste, daar's 'n prys, maar daar's 'n belewenis. As jy hierdie juk op die regte plek opneem. En mag die Here ons help, dat ek en jy harte vol van gehoorsaamheid sal leef. En nie in die lewe sal toelaat dat die ou duiwel ons sal besig hou met allerlei alternatiewe nie. Ja, ons jetem, maar mag ons harte vol wees van liefde vir God, vir sy woord, vir 'n lewe van gehoorsaamheid. Kom ons buig ons harte en bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons die wonderlike voorreg het om te weet, Here, U nooi ons, U trek ons met koorde van liefde. En toe ons nog sondaars was, het U ons heel eerste lief gehad en vir ons 'n liefde kom openbaar, Here, wat ons verstand te bowe gaan. Ja, ons kan dit nie sien, ons kan dit nie verstaan, ons kan dit nie begryp as U dit nie vir ons kom wys nie. En Here, daarom bid ons dat U asseblief die dieptes en die wonder en die heerlikheid van U teenwoordigheid sal kom wys. Ja, Here, sodat ons kan klaarmaak met die ou dingetjies wat ons so kan verhinder. Ja, Here, sodat ons by daardie plek kan wees, om versadig en verkoop te kan wees, sodat U vrug in ons lewens sigbaar sal wees. Here, ons leer in die woord dat ons moet bekleed wees met die wapenrusting. En dan dink ons is 'n ou gebedjie wat ons moet bid, en dan ons die wapenrusting aan, maar vanaand sit ons en dink en ons pyns daaroor, en ons besef, Here, die wapenrusting is alleen moontlik uit hierdie vertrek van intimiteit. So help ons, Here, om alles eenkant te skuif, alles te offer, sodat ons daardie gehoorsame knegte kan wees, wat U woord kan hoor wat sê, goeie en getroue diensknegt. Ons eer U, ons aanbid U daarvoor, en ons pleit, Here, wees ons genadig. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Terwyl ek so die gebed bid, ek het dit nie genoem nie, ek wil dit net vandag noem. Wat se wapenrusting is dit waarmee die Here ons bekleed? Is dit jou en my wapenrusting? Dis God se wapenrusting. Hoe lyk die wapenrusting? Wat se wapenrusting is dit? Het jy ooit daaraan gedink? Ons het hierdie prentjie van 'n borswapen en 'n helm van verlossing en al die goedjies. Kom ons net so 2 tree terug gaan. Dis God se wapenrusting. Die wapenrusting waarmee hy die liefling van die hemel was. Die wapenrusting waarmee hy die hemel verlaat het en 'n mens geword het. Die wapenrusting wat hy aangegaan het vir 33 jaar om sondeloos te leef. Die wapenrusting waarmee hy die kruis deurstaan het. Die dood oorwin het. Die wapenrusting waarmee hy die doderyk die evangelie gaan bring het, opgestaan uit die dood, opgevaar het na die hemel, die wapenrusting wat vandag sit aan die regterhand van God, ons almagtige Vader. Daardie wapenrusting bekleed hy vir jou en vir my. Wanneer ons by hierdie plek van intimiteit met God kom, en dan kan ek bendestorms loop. Dan kan ek spring oor 'n muur. Hoe gehoorsaam is ek en jy? Kom ons sing 'n lied saam tot eer van die Here, en ons sluit hierdie diens ook so af. Baie dankie. Die bruiloft
dankie vir elkeen wat vanaand hier was. Gaan in die vrede van die Here en mag jy sy seën in die week wat voorlê beleef. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Gees van God, wees en bly met elkeen. En leer ons om gehoorsaam te wees. Amen.